En goeiemôre, goeiemiddag weer eens. Sukkel met hierdie môre en middag ding. Ek wil 'n bietjie verder gaan met die evangelie, die wonderlike goeie nuus, want dis wat evangelie tog beteken, evangelion. Dis goeie nuus, dis nie bietjie goeie nuus, voorwaardelike goeie nuus nie, dis nie 'n mengsel van goeie en slegte nuus nie, dis net goeie nuus. Soos iemand altyd sê, een van my broeders altyd sê, as dit nie goeie nuus is nie, as dit nie alles goeie nuus is, dan is dit nie goeie nuus nie. Galasiërs 2 vers 20, kom ons kyk, wie is gekruisig? 2000 jaar gelede. Wie is gekruisig? Laat my altyd dink aan die liedjie, wat ons in Engels sing, soms, were you there when he was crucified? Were you there when he was raised from the dead? Ensovoorts, ensovoorts, en dan is die veronderstelling, dat ons sekerlik sal sê, nee, ek was nie daar nie, net Jesus was daar, en die wat hom gekruisig het. Maar weet jy, dis nie die boodskap van die Nuwe Testament nie, dis nie Paulus se boodskap. Paulus sê, ons was inderdaad daar, ons was in Christus. Hoor wat sê in Galasiërs 2 vers 20, kom ons begin by vers 19, want hy is besig om 'n stryd te voer teen hierdie wettiese invoer, of die invoer van wettisisme, van judaïsme, terug in die evangelie. Terug in die goeie nuus, om die goeie nuus 'n bietjie af te water, en te sê, dis nou wonderlik dat julle Jesus aangeneem het, maar nou moet julle daarom ook Hebreëse name aan leer en aanneem. Julle moet Jesus Yeshua noem, anders is dit verkeerd. Julle moet praat van Yahweh, julle kan nie maar net praat van God, ons Vader, die Vader van die. Nee, ons moet ook die feesdae aanneem, en soms gaan dit so ver om te sê, ons moet nog steeds die 10 gebooie onderhou, of die Sabbatdag vier, soos die Jode dit gevier het, en ons moet die feesdae vier. Dit terwyl Paulus probeer sê, hoor, al hierdie goed was skaduwees, dit was types, dit het vir ons die weg gewys na die volheid toe. En die skaduwees is veroorsaak deur een magtige beeld, een magtige persoon, en hierdie magtige persoon is Jesus Christus. Moenie die Vader se naam, moenie die skaduwees omhels nie. Ons as mense so geneig om die skaduwees te wil celebrate, te vier, en die Sabbat, en die name, en die Hebreëse terme, en die feesdae weer te wil omarm, en te sê, ons is nou eintlik beter Jode as wie die oorspronklike Jode was. Ons is nou beter Israeliete. Paulus sê, deur die wet is ek vir die wet dood. Want as jy een van die stipulasies van die wet oortree, dan jy die dood verdien. Ons is almal reeds skuldig daaraan, veral as jy 'n Jood was. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Vers 20, seker een van die mees dinamiese teksverse in die Nuwe Testament. Hoeveel preke hoor jy daar? Hoeveel leringe hoor jy daaroor? Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Halleluja! Dis 'n bevrydende woord. Dis 'n bevrydende konsep. Dis 'n dinamiese realiteit en waarheid. Ek leef nie meer nie, Christus is die een wat in my lewe. En tog leef ek, sê Paulus. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof. Baie vertalings sê nou weer in die Seun van God. Dis 'n genitief in die Grieks, in Vader se naam, dis die geloof van die Seun van God. Wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het, en ek verwerp nie die genade van God nie, want dit is genade. Want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Jesus het nie gesterwe om ons te help om die wet te onderhou nie, of om ons te help om die wet beter te onderhou nie. Nee, daar die ou leen wat ons ook in die kerk waarin ek groot geword het, ek gaan in die name noem nie, elke Sondag, nou kan ons die wet, nou uit diep dankbaarheid kan ons die wet onderhou. Want nee, Jesus het die wet tot 'n einde gebring, die wet was vasgespijker saam met Jesus aan die kruis, of ten minste sy veroordelinge en sy insettinge, en ons is met hom gekruisig. Nou kan ons vir die liedjie sê, ja, ek was daar toe Jesus gesterf het. Oh, I was there when he was raised from the dead, when the tomb was removed. I was there on the resurrection morning, in and through Jesus Christ. A new creation was birthed.
Jy weet, hierdie kruisiging van Jesus is die mees kataklismiese oomblik in wêreldgeskiedenis. Daarom sê ons nog steeds voor Christus, na Christus. Al wil die moderne gedagtegang nou weer, sê dat ons moet praat van die common era, jy weet, want ons mag nie Christus se naam noem nie. Ons sal maar net sê nonsens en aangaan met wat ons gewoond is aan. Nou wil ek gou vir julle lees in 2 Korintiërs 5, want die tyd hardloop alweer, maar hoor nou net hoe Paulus hierdie ding opsom. Ons kan so baie sê hieroor, maar ek dink ons moet net 'n bietjie hierdie skriffies oordenk. So in vers 14 van 2 Korintiërs 5 verduidelik Paulus wat het hom gedryf om met evangelie, hierdie goeie nuus te hardloop. Die feit dat hy gesterf het saam met Christus, dat ons almal in Christus gesterf het en opgestaan het. Of was dit net Paulus? Kom ons kyk. Want as ons uitsinnig is, vers 13 van 2 Korintiërs 5, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Lyk my daar's plek vir 'n bietjie onsinnigheid of uitsinnigheid in ons geestelike wandel met God, maar daaroor gaan ons nie nou praat nie. Want die liefde van Christus dring ons, vers 14. Sy motivering was die liefde van Christus, want omdat ons van oordeel is, vers 15, dat is een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Beteken almal? Of beteken dit net die wat geselect is, die wat gekies is voor die grondlegging van die wêreld? Nee. Beteken dit almal wat tot geloof kom? Nee, dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê almal het gesterf in Christus. En hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, moet maar by jouself begin hoor. Kyk in die spieël en sê vir jouself, ek ken jou nie meer na die vlees nie. Ek ken jou nou na die gees. En so dan elke ander mense wat wil sê, hierdie evangelie is 'n sugar-coated gospel, weet nie waarvan hulle praat nie. En wat die moeilikste goed is om te weet, nommer 1, om te glo dat jy is 'n nuwe skepping, jy is 'n seun van God, dogter van God, alhoewel ons nie praat hier van geslag nie, maar van 'n status. Selfs ons, die dogter, selfs my vrou is 'n seun van God, saam met my in die koninkryk, halleluja. Maar ons ken niemand meer na die vlees nie, nie my swart broer nie, nie my wit broer nie, nee, kom ons gaan verder, nie eers die swart persoon wat nie my broer is nie, nie die wit persoon wat nie my broer is nie, nie die kleerling, breinman, vrou wat nie my broer is nie, ook hulle het Christus reeds in hulle. Weet hulle dit? Nee. Waarvoor is die evangelie dan daar? Waarvoor is die goeie nuus? Ons het die goeie nuus, ons moet die wêreld vertel. Wat het gebeur 2000 jaar gelede? Presies wat Paulus hier sê. Al het ons op enige iemand na die vlees gegaan, nou ken ons hulle nie meer. Daarom as iemand in Christus is, vers 17, is hy 'n nuwe skepsel. Nie wanneer hy glo nie, hy is in Christus. Hoe het hy in Christus gekom? Christus is in ons en ons het hom nie daar geplaas nie. Dit moet ons verstaan van die ware evangelie. Christus woon in elke mens en geen mens het hom daar geplaas nie. Jou geloof het hom nie daar geplaas nie. Jesus se geloof het. Vader se geregtigheid en sy geloof in sy seun en dit wat sy seun gedoen het en dit wat hulle saam gedoen het aan die kruis het 'n nuwe skepping veroorsaak. Ons kan ook skepsel letterlik met skepping vertaal. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nie gaan nuut word nie, het nuut geword. Dis die kraks van die evangelie. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het. Luister hierna. Deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Die versoening is 2000 jaar gelede bewerkstellig. Evangelieverkondiging is hierdie waarheid dat ons reeds met God versoen is. Lees maar weer Kolossense 1 ook. Naamlik, dat God in Christus die wêreld, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun. O, kyk, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Nie gaan wegneem nie, reeds weggeneem het. Want eintlik in God se ekonomie, in God se beplanning, in God se agenda, het Jesus voor die grondlegging van die wêreld, is die lam reeds geslag. Maar in tyd en geskiedenis het dit gebeur, 2000 jaar gelede. Naamlik dat God, vers 19, in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Klink dit na goeie nuus? Klink dit na voorwaardelike goeie nuus? Nee.
Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Hy is klaar versoen met jou. Moet nou nie halstarrig en dom wees nie. Aanvaar sy versoening en begin ervaar die realiteit van die hemel in jou. Begin ervaar die realiteit van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, want jy's 'n nuwe skepping. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons gaan soveel meer hieroor sê, want ons moet dit, we have to unpack this in detail. As ek 'n bietjie Engels kan praat, ons moet hierdie hele ding ontrafel, hierdie ware, autentieke evangelie, want dis waaragtig goeie nuus, en dis so verkrag en verwater oor die jare, so voorwaardelik gemaak, dat ons eintlik mense weggestoot het met slegte nuus, met 'n valse goeie nuus. Ek gaan vir die groet en ons gaan weer gesels. Mooi dag.